Daar sê, dit is die ou en nuwe apostelgebed. Dit is gewoonlik tweede en derde generasie ouens wat in Rooms-Katholieke was, of ouers vrymeslaer was, of soeits. Dit is gewoonlik, dan gaan hulle in hierdie ou en nuwe apostels in. Dit is my ervaring deur die jare. Dit is nie noodwendig dat dit so sal wees nie, maar dit is my ervaring. Maar Vader, ons kom voor die troon in Christus Jesus naam, ons bely ons sondes, deur woorde, dade en gedagtes, en kom staan in die deur vir die mense wat vasgevang is in hierdie sonde. Soos Jesus assosieer ons daarmee, asof ons self die sonde gedoen het, en kom pleit vir hulle siele. Soos ons die sondes bely, vra ons U om hierdie mense oop te maak en hulle siele te red. Vader, ons kom na U toe in die naam van Christus Jesus van Nasaret en bely dat U ons verlosser en koning is. U bloed het ons verlos, U lewe is binne ons en ons is die kinders. Ons verloon enige geloof in die ou en die nuwe apostoliese kerk, die apostels, profete, evangeliste, opsieners, oudstes, priesters en onderdiakens, en verklaar dat dit gawes is en nie ampte nie. Ons verloon die doop met besprinkeling tot bekering, die avondmaal waardeur vergifnis van sonde verkry word, en die onheilige verseeling deur die handoplegging deur die apostel. Ons bely dat dit 'n vloek is en ons verwerp dit. Ons verloon die bediening van die 3 onheilige sakramente aan die siele in die doderyk, deur middel van die lewende vir die dode. Ons bely nagmaal vir die dooies as afgoderry, voorvader geesaanbidding en okkulte. Die lidmaatskap as sielebruid, die vergifnis van sonde wat die apostel oor ons uitgespreek het, elke nagmaal wat slegs deur die apostel bedien kon word, die reg wat aan die apostel gegee is om U genade en U wil aan die mense bekend te maak, die leer van die valse apostel, dat ons deur woord en daad ons onderwerp het aan die kragte en magte in hierdie gemeentes, die ontvang van die teken van die kruis op die voorkop en die bors, enige beskermengele, waarsêengele, die opening van die derde oog, of enige toegang tot die okkulte of die geestesdimensie. Ons erken wat aan die apostel gegee word om verwerp dit, om U genade te administreer hier op aarde. Enige valse doop met onheilige vuur, ons verloon ons ouers as ons verlossers, as ook enige belofte wat afgelê is as verlosser van ons eie kinders. Die eed dat ouers ons sonder vlek of rimpel aan U moet gee, as ook enige soortgelyke belofte wat ons as ouers gemaak het. Enige belofte gemaak om eie kinders groot te maak volgens U wil, volgens hierdie apostoliese leer, bekend gemaak deur 'n apostel, elke handoplegging van enige apostel en vals leer van besprinkeling tot bekering en reiniging van die hart, asook die doping met die gees en vuur, om sodoende 'n kind en erfgenaam van U te wees. Ons verloon die babadoop as 'n ritueel van die Rooms-Katholieke kerk weens ongeloof. Ons verwerp elke herder van ons siel in die gemeente, elke verbond wat gemaak is met die afvaardiging van die verantwoordelikheid as 'n lid van die gemeente, kanselleer die getuienis teen ons die krag van die woorde, asook elke verseeling met bevestiging, konfirmasie, verlovings, huwelike, huweliksherdenkings en as verwagtende moeders. Die gesag van die apostel, asook al sy seëninge uitgespreek oor ons, insluitende van geboorte, met reise oor huise, en ons vra U Vader om die vloek te kanselleer. Ons verwerp enige ware liefde tot die einde toe vir die apostelkerk. Ons verwerp die danksegging en die seën van die oes, die volharding in die leer van die apostel, die feit dat ons opgedra is aan Jerusalem, die moeder van almal in die gees.
Ons verwerp enige gebede en nagmaal vir die dooies. Die geloofsbelijdenis, die apostel as leermeester, middelaar en verteenwoordiger. Geloof in die apostel as die een wat die sleutels van die koninkryk het, en ook die autoriteit wat hy het om die koninkryk oop te sluit en toe te sluit soos hy wil. Dat hy die lig van die nasies is en slegs hulle die evangelie kan verkondig. Die geloof dat hy die enigste weg is om u as Messias te sien. Ons verwerp die apostel as middelaar. Christus is ons middelaar deur die Gees. Dat die hemel in toestand van sielerus is, saligheid en vrede, en dat ons dit sal smaak as ons verneder deur klein te word soos 'n kind. Ons bely die menseverering en aanbidding van die apostels, die ontkenning van die wederkoms van Christus, en dat gesê word, u het reeds gekom vir elkeen. Die ontkenning dat Christus nie op natuurlike wolke sal kom nie, en dat hulle glo, dis dieselfde hemel waarin die kinders woon. Die wolke getuies is wat ons rondom ons het, in plaas van getuienisse van die geloof van die aardvaders, en dat dit oral op Christen verhoog verkondig word, en geloof in die apostel dat mag aan hom gegee is om te oordeel in Christus Jesus naam. Ons verwerp hierdie wolk van wat hulle van praat van getuienisse, wat in Hebreërs 12:1 weergegee word. Ons bely, dit is 'n wolk van getuienisse van die aardvaders, Abraham en die manne. Vader, breek nou alle vloeke wat enige apostel oor ons uitgespreek het, en die fondamente wat hulle valse apostels in ons gelê het. Verbreek die seël van hulle apostelskap oor ons. Ons verloon die leuen dat die klein doop 'n proses is waarin die siel opgebou word en gevoed word. Ons verwerp enige ou apostoliese en nuwe apostoliese kerk as onheilige grond. Ons bely dit is ongeloof, en 'n kind word geregverdig deur sy ouers en sy geloof. Ons verwerp dat die woord wat vlees geword het, is wat die Bybelskrifte aanhaal. Dit is u wat in die vlees gekom het, ons Messias. Ons verwerp die sakrament van die heilige verseëling, waardeur u ons ongeregtighede wegsluit. Ons verwerp enige gees wat ons ontvang het van die duiwelse insig en opklaring deur die handoplegging van die apostel, die fundamente wat vasgelê is met hierdie seël op die voorkop, as ek die vloek dat ons hel toe sal gaan sonder hierdie seël. Dankie, Abba Vader, dat u ons nou vrymaak. Dankie dat daar net een middelaar is en sy naam is Jesus Christus. Dankie vir die bloed wat ons reinig. Dankie vir die swaard van die Gees wat ons nou lossny van die ou en die nuwe apostoliese kerk van Afrika en van elke mens daarbey betrokke. Ons bely dit as onheilige grond en 'n vals geloof. Ons prys u naam vir die waarheid wat ons vrymaak. Vader, sny ons sielsbande tussen ons en die mense betrokke, sodat niks wat hulle verder doen ons kan beïnvloed nie. Dankie dat u nou die demone betrokke by u voete bind en hulle 'n voetstoel van Christus sal wees. In Christus Jesus se naam. Amen en